Goeiemôre julle en baie hartlik welkom by vanoggend se digitale uitsending. Dit is vir ons lekker om jou te ontvang vanoggend. As jy vanoggend vir die heel eerste keer by ons gemeente kuier, baie welkom. Ons glo dat ons 'n fontein van lewende water is vir hierdie wêreld en ons glo dat gasvryheid is 'n groot komponent van liefde ook in hierdie wêreld om die wêreld te kan dien. Ons is in geen manier 'n perfekte gemeente nie. Maar ons soek die hart van God vir ons gemeente en hoe die Here ons gebruik ook in sy wêreld. So baie welkom aan elkeen van julle. Ek wil vir elkeen baie dankie sê wat bemoedigende woorde en boodskappe en e-posse vir ons stuur so deur die weke soos ons aangaan. Dit is regtig lekker om van julle te hoor. En ook om te hoor dat dit wat ons doen gesien en gehoor word. So baie dankie vir dit. Dankie vir almal wat deel is van die video's. Daar's soveel mense wat sommer net sê, hoorie, ek wil volgende week deel wees van die video en dan kontak ons julle. So baie dankie vir dit. Ons wil ook dankie sê vir almal wat betrokke is by ons projekte, wat maskers maak, wat kospakkies maak. So baie dankie vir dit. Ons kan regtig sien hoe God ook daardeur 'n fontein is na die wêreld toe. Vir al die leiers wat telefone optel en boodskappe stuur, baie dankie vir dit om te hoor hoe gaan dit met die res van die mense om hulle. So baie dankie vir dit. En dan wil ons ook dankie sê vir almal wat ook 'n finansiële bydrae gegee het oor die afgelope paar weke, sodat die visie van die gemeente kan voortleef en uitbou. Baie dankie vir dit. Ons het groot waardering ook vir jou. Ek wil vanoggend vir jou vra dat jy hierdie erediens sal inrig met jou en jou familie op 'n sinvolle manier. Dat julle miskien sal seker maak almal is reg, almal is gemaklik en dan miskien hierdie erediens begin met 'n gebed of miskien met 'n oomblik waar julle net vir mekaar sê ek is dankbaar vir of miskien 'n getuienis deel of 'n vers deel wat julle op julle hart het of vir elke gesinslid net vra maar hoe gaan dit met jou? Waar is jy nou? Hoe voel jy? En dan aan die einde ook dan miskien net afsluit met 'n gebed. Dat dit daarom vir julle voel asof julle ook deelneem aan hierdie proses. Dit voel vir ons wat hier voor die kamera staan so eensydig. En ons wil julle betrek by die gesprek. So miskien is dit een manier hoe julle die oggend kan inrig. Vanoggend se tema dan nou Jesus stap saam met ons die dorp binne of Jesus stap saam met ons die stad binne. En ek het so 'n bietjie gedink aan baie van ons wat môre weer teruggaan na werksomstandighede toe, na 'n nuwe normaal toe. Miskien 'n boodskap rondom dit en wat het Jesus ook met die disippels gedoen? Wat het Jesus met hulle gedoen toe hulle uitgestuur is na die stede en die dorpe om hulle? So ek hoop jy geniet vanoggend saam met ons. Ons het 'n lekker span mense wat saam met ons is, mense wat saam met ons die pad stap. En so geniet vanoggend. Ek bid regtig dat vanoggend vir jou 'n ervaring sal wees. As dit jou help, maak jy oë toe, luister net. Maar mag die woord van God vooruitstap, soos wat hy nog altyd doen in Kragakama. Ons hoop jy geniet die oggend saam met ons. Dag sê almal. Ek deel graag vandag inligting oor 'n inisiatief uit ons gemeente om hulp te verleen aan gesinne in die omgewing van NG Kerkpie Noord wat finansiëel baie swaar kry en selfs 'n tekort het aan basiese items en voedsel. Daar is tans reeds ongeveer 160 gesinne geïdentifiseer om uit hierdie inisiatief hulpverlening te ontvang. Hoe kan ons betrokke raak? Op 2 maniere. Eerstens, deur voedsel en basiese produkte soos pasta, rys, lensies, koekmeel, blikkies kos, toiletpapier en seep en nog veel meer te skenk en dit vanaf eerskomende Dinsdag, elke Dinsdag, by 2 plekke af te gee. Tussen 10:00 en 12:00 by Cassia Ryland 82 Sandridge Park, die huis van Piet en Sonja Spies, of van 5 namiddag tot 7 namiddag elke Dinsdag by Dominee MG van Rooyen se pastorie in Asterland 16. Vandaar sal dit na die betrokke gemeente vervoer word vir verpakking en verspreiding. Meer besonderhede kan op ons gemeente se webwerf of op Facebook verkry word of deur telefonies met Sonja Spies te skakel. Indien u eerder 'n finansiële bydrae wil maak, kan dit aan NG Kerk Kragakama se bankrekening gedoen word.
met die verwysing P Noord. Goeiemôre, kom ons bid saam. Here, dankie vir 'n heerlike oggend. Dankie dat ons bymekaar kan wees, al is ons elkeen in ons eie huise. Dankie dat U in beheer is van Suid-Afrika en in beheer is van elkeen van ons se lewens. Here, beskerm die mediese personeel en al die ander mense wat moet werk om ons land aan die gang te hou. Dankie dat ons elke tree wat ons gee, kan weet U stap saam met ons. Ons kan met vrymoedigheid ons hand in U sin sit, want U is ons Papa. U is lief vir ons. U is besorgd oor ons. En met daardie wete kan ons vorentoe kyk en met vrymoedigheid die res van ons 'n week aanpak. Amen. Lekker dag. 'n baie belangrike storie. Hallo maatjies. Jesus het baie keer stories vertel om vir mense te verduidelik presies hoe lief hy vir almal is. So, eendag was hy weer by die see van Galilea en daar was baie mense wat na hom kom luister het. Hulle het so om hom saamgedrom dat hy in 'n skuit gaan sit het, sodat almal hom kon sien en hoor. En toe het hy vir hulle hierdie storie vertel. 'n Saaier het eendag gaan saai en 'n deel van die saad het op die plek geval en die voëls het dit kom oppik. 'n Ander deel van die saad het op 'n plek geval waar daar nie grond was nie. Die saad het opgekom, maar dit kon nie wortels skiet nie, want die grond was te vlak. Dit het gou verdroog. 'n Ander deel van die saad het tussen die onkruid geland. Die onkruid het so dig gegroei, daar in die plek was vir die saad om te groei nie. Die res van die saad het in goeie grond geval. Dit het begin groei en 'n goeie oes gelewer. Die plante het 100 keer meer saad gegee as wat die saaier gesaai het. Jesus het ook vertel wat hierdie storie beteken. Die saaier is iemand wat mense vertel van God se koninkryk. Die saad is die mense wat die boodskap hoor. Die saad wat op die pad val, is soos mense wat die boodskap hoor, maar dit gou weer vergeet. Die duiwel vat die boodskap weg, sodat daardie mense nie in Jesus glo nie. Die saad wat op die plek val, waar daar nie baie grond is nie, is soos mense wat die boodskap hoor, net vir 'n kort rukkie glo. En wanneer die lewe moeilik raak, gee hulle sommer moed op en hou op om te glo. Die saad wat tussen die onkruid val, is soos mense wat die boodskap hoor, maar hulle bekommer hulle te veel oor alles wat hulle nodig het en alles wat hulle doen om ryk, wat hulle nog moet doen om ryk te word. Daar is nie plek vir Jesus se boodskap in hulle lewe nie. Die saad wat in die goeie grond val, is soos mense wat na die boodskap luister, dit glo en dit aanvaar. Hulle lewe volgens God se woord. Hulle groei en sorg vir 'n baie groot oes. Glansryk is alles wat U in die hemel rent laat. Kom kinders, besing nou die lof van ons koning en Heer. Hy is ons skepper, ons rots, heilig en magtige Heer. Ons met hande omhoog na ons koning, want U alleen is waardig. U is waardig.
En U is verhoog bo die nasies en aarde, want U alleen is heilig. U is heilig. As ons die hemel aanskou, die werk van U hande, wat is die mens dan dat U aan ons dink? U het ons gemaak en met eer en aansien gekroon. Here, ons Here, hoe groot, wonderbaar U naam. En ons hande omhoog na ons koning, want U alleen is waardig. U is waardig. Verhoog bo die nasies en aarde, want U alleen is heilig. U is heilig. U sal magtig regverdig, skuilplek ons redder, God op wie ons vertrou. U naam is verhewe, die God wat vergewe, ons in sy liefde omvou. U sal magtig regverdig, skuilplek ons redder, God op wie ons vertrou. Naam is verhewe, God wat vergewe, ons in sy liefde omvou. Ons met hande omhoog na ons koning, want U alleen is waardig. U is waardig. En aarde, want U alleen is heilig. U is heilig. En ons hande omhoog na ons koning, want U alleen is waardig. U is waardig. En U verhoog bo die nasies en aarde, want U alleen is heilig. U is heilig. Here, ons Here, hoe groot en heilig U naam. Glansryk is alles wat U in die hemel rondlaat. Nou, miskien is jy so klein bietjie soos ek as dit kom by flieks. Ek is redelik kieskeurig as ek flieks kyk, want ek kry baie min geleentheid om flieks te kyk. So as ek 'n fliek kyk, dan wil ek darm weet dis 'n goeie fliek. En miskien is jy ook so. Ek moet nou bieg dat in hierdie lockdown tydperk het ek my standaarde so bietjie verlaag. En ek het geval vir die temptasie om 'n Need for Speed 17 of Need for Speed 18 of 4 of 5, ek weet nie wat hier in dit is nie. En dit was eintlik verbasend goed.
En die ander ding wat ek gekyk het was 'n singfliek wat vir my gevoel het dit hou net nooit op nie, dit is soos vir altyd. En nie so baie geniet, maar nietemin jy kry verskillende soorte mense wat flieks kyk. Jy kry mense wat die fliek kyk en hulle weet wat die uitkoms gaan wees en dit maak nie vir hulle saak nie. Hulle is daai soort mense van, hulle weet wat die uitkoms gaan wees. As jy 'n romantiese komedie kyk, dan kan ek vir jou amper met 90% sekerheid sê dat die fliek gaan eindig op 'n lughawe. Die een gaan trek na 'n ander land toe en dan moet die ander een die een stop. En dan gaan hulle mekaar net daarso betyds sê hulle is lief vir mekaar. Nou, daai soort mense kyk nie, hulle weet wat gaan gebeur. Hulle kyk om te sien hoe dit gebeur. Dit is vir hulle belangrik, om te sien hoe hierdie storie nou gaan uitspeel. Dan kry jy mense wat weer nie wil weet nie. Mense wat nie wil weet wat die uitkoms van dit gaan wees nie. Maar my persoonlike gunsteling is flieks wat se onsekerheidsfaktor toeneem soos wat die fliek aangaan. Of die kompleksiteit van die fliek toeneem soos wat die fliek aangaan. Dat jy op geen gegeewe oomblik van die fliek kan sê, jy weet hoe dit gaan eindig nie. En daai soort van flieks is gewoonlik die flieks wat so paar ontnugterende oomblikke het. Dit is daai gevoel van jy wonder, het ek nou iets gemis hierso? Wat gaan nou aan? Of hoekom het hierdie karakter dit gedoen? Of hoekom het hierdie ou dit nou gesê? Of hoekom het dit nou gebeur? Dit maak glad nie sin nie. En dan net daarna is daar gewoonlik so 'n oomblik. Net so 'n gedeeltetjie wat die direkteur ingesit het, wat alles vir jou openbaar in 'n kwessie van sekondes. Dat alles in hierdie fliek in een oomblik vir jou sin maak. Dit is amper soos 'n tipe van 'n aha moment, en ons het al daaroor gepraat. 'n aha moment wat die storie in plek sit. Nou, vanoggend se tekste wat ons gaan lees, is die aha momente van God se storie met die mens. God het 'n storie, God het 'n verhouding met die mens, en hierdie verhouding is al ewig aan die skuif. En oor die jare heen moes God verskillende goed doen om homself aan ons te openbaar, sodat ons 'n bietjie meer van hom kan sien. En vanoggend se tekste is dit. Dit is daai oomblik wat God iets nuuts kom deurbreek. Dit is daai oomblik wat God kom sê, maar hierdie oomblik wil ek by stil staan, want dit sluit aan by jou storie. So vanoggend gaan ons dan nou 2 tekste lees. Die eerste een is in Matteus en die tweede een is in Eksodus. En die Matteus teks vertel van Jesus en sy vriende wat opgaan by die berg. Daar's 'n wolk, God praat uit die wolke uit en ons sien 'n paar skuwe gebeur. So kom ons luister na ons teks uit Matteus 17. Matteus 17. 6 dae later het Jesus vir Petrus en Jakobus en sy broer Johannes saamgeneem en hulle op 'n hoë berg gebring, waar hulle alleen was. Daar het sy voorkoms voor hulle oë verander. Sy gesig het begin straal soos die son, en sy klere het wit geword soos die lig. Skielik het Moses en Elia aan hulle verskyn en met Jesus gepraat. Toe sê Petrus vir Jesus, Here, dit is goed dat ons hier is. As u wil, sal ek hier 3 hutte bou. Een vir u, een vir Moses en een vir Elia. Terwyl hy nog praat, het 'n helder ligte wolk skielik sy skade weer oor hulle gegooi en 'n stem uit die wolk het gesê, dit is my geliefde seun, oor wie ek baie vir my verheug. Luister na hom. Toe sy disippels dit hoor, het hulle baie bang geword en op die grond neergeval. Maar Jesus het na hulle toe gekom, hulle aangeraak en gesê, staan op en moenie bang wees nie. Toe hulle opkyk, het hulle niemand gesien nie, net Jesus alleen. Nou, die voorafgaande teks wat voor hierdie een gebeur, jare voor die Matteus teks, is daar nog 'n teks wat soortgelyk is. Dit vind ons in Eksodus.
En ons gaan dit ook nou lees. So hierdie twee tekste kan ons saam lees en ons kan sekere goeders uit hierdie twee tekste te uittrek. Jy sal sien, probeer om die ooreenkomste tussen die twee tekste raak te sien, dan gaan ons nou so 'n bietjie verder gesels. Kom ons luister na Exodus. Exodus 24 vers 12. Toe sê die Here vir Moses: Klim nou die berg verder uit na my toe en vertoef daar, dat ek vir jou die plat klippe kan gee, waarop ek die wette en gebooie neergeskryf het vir die onderrig van die volk. Moses en sy assistent Joshua is toe hoër teen die berg van God op. Vir die leiers het Moses gesê: Wag hier vir ons, totdat ons na julle toe terugkom. Aaron en Hur is hier by julle. As iemand 'n probleem het, kan hy na hulle toe gaan. Terwyl Moses die berg uitklim, het 'n wolk dit omhul. Die magtige teenwoordigheid van die Here het op Sinaï berg gebly. En 6 dae het die wolk die berg omhul. Op die 7de dag het die Here uit die wolk uit na Moses geroep. Die magtige teenwoordigheid van die Here het vir die Israeliete gelyk soos 'n gloeiende vuur op die berg. Moses het toe die wolk ingegaan en nog verder boontoe uitgeklim. Hy het 40 dae en nagte daar gebly. Nou ons kom agter dat daar waar 'n bergtop is en waar God is, daar gebeur elke keer iets spesiaal. Ons dink sommer aan die Matteus 5 teks waar Jesus die bergprediking preek, die eerste en enigste preek van Jesus, die bergpredikasie. Ons dink aan Moses en nou dink ons weer aan Jesus. Hier is Jesus weer op 'n bergtop. Hierdie teks van Exodus en die verhaal van Moses was vir die gelowiges van daardie tyd 'n ongelooflike belangrike moment. Hierdie gebeurtenis van Exodus het hulle hele verstaan van wie God is 'n nuwe dimensie kom gee. God het homself as te ware kom openbaar aan hierdie mense. En God het vir hulle 'n verwagting kom neersit in die vorm van die wette. En vir hierdie mense was dit 'n ongelooflike seisoen, want die ou seisoen is verby, hier het 'n nuwe seisoen aangebreek. Die mense het besef dat niks van hierdie oomblik af vorentoe weer dieselfde gaan gebeur tussen ons en God nie. God het nou iets nuuts kom doen. En ek dink dis 'n baie belangrike ding wat ek en jy vanoggend vir mekaar moet sê, is dat die Ou en die Nuwe Testament moet met mekaar praat. Hierdie twee goed moet met mekaar gesprek tree. Ons kan nie die een sonder die ander ene nie, want dit is God se storie wat aanhou oor enkele generasies. Nou as ons so vir 'n oomblik kyk en luister na die Matteus teks, dan sien ons hier's 'n paar ooreenkomste. Wel, om mee te begin, daar's 'n bergtop, daar's wolke, God wat uit die wolke uitpraat, daar's disippels of mense. En hierso is hierdie twee tekste wat met mekaar kommunikeer oor etlike seisoene uit mekaar uit. Hierdie bergtop ervaring is om te sê dat Jesus is besig om aan te kondig dat van hierdie oomblik af verder gaan alles verander. Hier is 'n nuwe seisoen wat besig is om oop te breek. En God wat die director is van hierdie fliek, is besig om die Matteus 17 teks in plek te sit, sodat ek en jy kan weet dat van hierdie oomblik af vorentoe is niks weer dieselfde nie. Hier is 'n nuwe seisoen. Nou, een van die eerste goed wat ons oplet in hierdie teks is dat Jesus se gesig verander. Jesus se kleed verander. Jesus is besig om te transformeer, en wat so ongelooflik is van hierdie teks is, van hier af vorentoe is elke liewe ding wat Jesus sê, elke liewe ding wat Jesus doen, het iets te doen met die kruis. Die seisoen van die kruis het aangebreek. En van hierdie tree af vorentoe is Jesus kruiswaarts op pad. Hy's besig om te praat oor die kruis deur gelykenisse. Hy's besig om aan die disippels te verduidelik. Hy's besig om met mense te kommunikeer, alles kruiswaarts.
En vanoggend kom God, of Jesus kom, en hy kom vat jou hand en hy sê, hier sluit jou storie aan met my storie. Jy moet van vanoggend af, van hierdie seisoen af, moet jy saam met my kruiswaarts beweeg. Jesus sê, daar moet twee goed gebeur. Die eerste ding is, jy moet by my kruis verbygaan. Wat beteken, jy moet besef dat ek is die seun van God en ek het jou lief. En omdat ek vir jou gesterf het, kan enige iets met jou gebeur. Maar ek het die dood oorwin. Daar is nie een enkele ding nie. Nie honger, nie eensaamheid, nie depressie, nie gebrokenheid, nie siekte, nie geskeerdheid. Niks van dit kan nou meer hou vas op jou hê nie, want jy het saam met my by die kruis verbygeloop. Die tweede ding wat Jesus ons aanmoedig om te doen is om te besef dat ek en jy ook nou ons eie kruis moet opneem. Jesus sê, weet jy wat, dis nou tyd om jou kruis op te neem. Dit is nou die tyd dat jy die kruis op jou skouers plaas en te hoop wanneer hoop verlore is, om aan te hou glo wanneer alles verlore is, om te bly bid, om te bly beweeg, om te bly die liefde van God uit te spoel oor hierdie wêreld, om mense te bly dien vanuit jou posisie uit. Nou in vers 4 gebeur daar 'n baie interessante ding. Petrus, hy sê, hy wil daar tente opslaan. Hy sê vir Jesus, wow, ek wil hier bly. Ek wil hierso bly, ek wil, die Griekse woord wat hy gebruik is 'n kalon, wat beteken 'n huis of 'n tabernakel of 'n tipe van 'n blyplek. Hy wil vertoef in die Here se teenwoordigheid. Petrus sê, ek wil hier bly, Here. Vir Petrus is hierdie die hoogtepunt van sy lewe, om so in hierdie intieme spasie met Jesus te wees, en hy wil sommer tent opslaan net daar. Sien, hier is die verskil. Vir Petrus is die hoogtepunt die teenwoordigheid saam met Jesus. En vir Jesus is die hoogtepunt die kruis. Jesus sê, die hoogtepunt vir my is die kruis. Want deur die kruis is alles moontlik. Deur die kruis is die dood oorwin. Deur die kruis is elke liewe uitdaging wat jy in jou lewe sal ervaar, reeds oorwin en klaar. So baie keer wil ek en jy net in die binnekamer bly. Ons wil net daar vertoef, ons wil net daar, soos Petrus daar, net veilig in die teenwoordigheid van Jesus sit. En dan gebeur daar hierdie merkwaardige ding. Jesus vat Petrus se hand en hy lei hom kruiswaarts. Hy sê vir hom, Petrus, ek vat jou hand en ek loop jou van die berg af. En as ek jou van die berg afloop, dan loop ek jou die stad binne. Ek loop saam met jou die stad binne. Ek loop jou binne waar die probleme is, waar die mense is, waar die uitdagings is, waar die seer is, waar die siekte is. Ek loop jou binne. Ek vat jou hand en ek loop saam met jou die stad binne. Want dit is waar ek jou nodig het. Sien, disippelskap is nie maklik nie. Om 'n disipel van Jesus te wees is nie aldag maklik nie. Dit beteken om my kruis te dra in situasies wat ek myself in beleef, wat soms nie lekker is nie. Daar's niks meer verkeerd om in ons binnekamers te wees en onsself vol te maak van God se teenwoordigheid nie. Maar ons kan nie daar bly nie. Ons kan nie dit 'n oornagplek maak nie, want ons is gemaak om van die berg af te stap. Jesus kom vat jou hand vanoggend en hy sê vir jou, my liewe kind, met jou kruis op jou rug, stap ek saam met jou die stad binne. Ek sal jou nie vir een oomblik los nie. So 'n paar weke gelede, toe ons nou net in die begin van hierdie inperkingstyd is, en ek begin te dink aan finansies, en ek begin dink aan al die uitdagings wat ons land jy weet, in die toekoms gaan beleef, en hoe gaan die kerk, en ons dink aan huise, en ons dink, jy weet, aan al hierdie probleme, wat hierdie tydperk maar losmaak. En ek en Olivia is besig om wasgoed op te hang, en toe ek terugstap, toe sê sy vir my, pappa, en ek sê vir haar, ja, en sy sê vir my die woorde wat my in 'n nuwe rigting gestuur het.
Sy sê vir my, Papa, Jesus leef in my hart. En weet jy, toe sy dit vir my sê, toe is dit asof ek besef, maar weet jy wat, al wat eintlik saak maak, is dat ek by die kruis van Jesus kom staan. En dat my kind by die kruis van Jesus kom staan. En dat ek van daar af kies hoe om vorentoe te gaan. My gebed vir jou is dat die Here jou hand sal vat en dat dit jou ervaring sal wees, dat die Here jou hand vat en die stad binne stap. En dat die kruis wat op jou rug is nie swaar sal wees, te swaar sal wees nie, maar dat sy kruis jou sal herinner dat alles is oorwin, die dood is oorwin, siekte is oorwin, finansies is oorwin, hopeloosheid is oorwin, depressie is oorwin. Mag die Here jou ryklik seën. Kom ons bid saam. Here God, ons sê vir U dankie dat ons by U kruis kan kom stil staan. Sê vir U dankie, Here, dat ons met ons gebrokenheid by U kan kom staan en dat U ons hand vat en dat U 'n plek het en 'n rol het vir ons elkeen om te speel in die plekke en in die ervarings en in die posisies en in die seisoene waarbinne ons onsself beleef. Ek wil bid vir elke een, Here, wat môre moet begin werk. Ek wil bid vir elke een wat dit mee swaar gaan. Ek wil bid vir elke een wat dit mee goed gaan. Here, dankie dat ons kan weet, Here, dat U 'n nuwe seisoen begin het en dis die seisoen van die kruis. Dat die kruis elke liewe uitdaging wat ons ooit sal ervaar, reeds oorwin het. Ek bid dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Okay, well done julle. Yes, het like veel baie hard oefen. Ek en Penny, ons het ons 7 kilos gehardloop, doodmoeg. Regtig, vandag was baie taaf. Laaste 2 kilos is net crazy gewees. Wel, dan daai push-ups. Ouens sê nie hemp onderste bo aantrek. Ek sal dit try, maar ek kan dit nou al waarborg gegaan het reg kry nie. Ek herinner jou sommer net daaraan dat dit gaan gebeur dat jy 'n afdag het, hè? Dit gaan gebeur en dit gaan gebeur dat jy 'n af oomblik ook het in hierdie lockdown. Jy weet, soveel dinge wat verlore gaan van julle se in sportspanne gespeel het. Anders sou miskien matriekafskeid gedoen het. Jy weet, miskien nog op 'n ander manier, ek weet nie hoe die toekoms lyk nie, maar ek herinner jou aan die een vers wat sê, ek het jou nie 'n gees van lafhartigheid gegee nie, maar 'n gees van waarheid en van deernis, en jy hoef nie bang te wees, en ons moet mekaar bemoedig, stuur verse, stuur gedagtes, as jy oefen, sit dit op die groep, ons sal op een of ander stadium 'n Zoom sessie, en dan kan ons almal 'n bietjie incheck by mekaar, sommer iewers oor die naweek. Alright julle, cheers, lekker dag, well done. 'n skip word in 'n hawe gebou. 'n skip lyk in 'n hawe baie mooi vir my en jou. Maar dis nie waarvoor skepe gemaak word nie. Die storms en die winde sal waai. Hys jou seile hoog, want een of ander tyd moet die tyding draai. Laat die kompas van jou siel weer jou hart bepaal. Kry jou master reg, haal die anker uit in die rigting van die suiderkruis. Ons is gemaak om uit te gaan op die golwe van die diepste oseaan. Ons vind ons rigting in die sterre en die helder maan. Ons is gemaak in hoop se naam. Ons is gemaak om uit te gaan. Die lewe sal jou gooi en jou rondruk. Soms voel het of jy sink, maar jy moet net jou voete soos Petrus vind. En dalk net weer glo soos 'n kind. Want soms kom die twyfel. Dit gaan meer oor hoe jy opstaan en minder oor hoe jy struikel. Moenie vrees as die waters
Ons is gemaak om uit te gaan op die golwe van die diepste oseaan. Ons vind ons rigting in die sterre en die helder maan. Ons is gemaak in hoop se naam. Ons is Turn it out. To the left. Take it back now, y'all. One hop this time. Right foot, let's go. Left foot, let's go. Cha-cha now, y'all. Now it's time to get funky. To the right now. To the left. Take it back now, y'all. One hop this time. Alright, I'm so, you say we gon', I go, we go Bayside, side low, make that late night, I know, we go vacate, West Coast, violet sunset, day glow, laying in the back with the top down, singing out loud, we don't got too many miles to go.